dankie Melanie. Ek het baie om te sê yesterday. Die wat my nie ken nie, ek sien hier's 'n paar nuwe gesigte. Ek is Mizaan, ek is die pastoor se vrou en ek was in China en ek is terug. Hallo almal. Ek sal vir julle sê, ni hao, ni hao. Vang sy my met daai enetjie. Nou ja, ek wil vir elkeen van julle vanoggend hier sê baie welkom. Ek sien ons het so 'n paar besoekertjies hierso. Pieter se pa, baie welkom oom. Mag jy die diens saam met ons geniet en ons het 'n Piet daar agter. Mag jy die diens saam met ons geniet. Hy het 'n interessante storie van hoe hy vanoggend hier uitgekom het. Hy en 'n vriend en toe moes die vriend nou ongelukkig gaan werk maar hy het nog steeds die deal, as ek het so kan sê, gehou om kerk toe te kom, want hoekom? Die Here het 'n plan. As jy nie gehoorsaam is nie, dan gaan jy mis, is dit nie so nie? Wie is nog besoekers hier, so steek gou vir my op julle hande, hiervoor en hierso, baie welkom, ja, ons is hartseer, Dion vlieg vandag weer terug, vanaand, Pastor Paul, asseblief, ons moet sommer vir hom toemaak, sy ou lieflike vroukie Elmarie se hart gaan weer seer wees, maar toe my Elmarie, jy weet, ons is hier vir jou. As jy wil gaan koek en tee, bel my, ek kan dit goed doen, hoor, asseblief. Nou ja, so, is die enige iemand vanoggend wat enige iets wil sê, wat 'n kort getuienis het? 'n dankbare hart? Ag, amen, ek sien die hande waai, dankbare hart het ons baie van, nee, amen. Nou ja, kom ons maak ons oë toe, en ons maak gereed vir die diens, is julle reg? Daar sy. Aba Vader, ons kom vanmôre voor U Here, en ons lê onsself net voor U en ons vra dat die Heilige Gees ons sal aanraak. Dat ons kan afsny met dit wat langs ons is, voor ons is, en dit wat by die huis dalk aangaan, of 'n bekommernis wat daar hang, maak ons vanoggend los van dit. Waar ons nou gaan prys en worship, vra ek dat U vir ons net die Gees laat waai oor ons. Dat ons in aanraking kan kom met die Heilige Gees. Wanneer pastoor die woord gaan bedien, salf en seën sy lippe, laat die woord op ore sal val wat dit moet hoor, vrugbare grond, en dan wanneer ons nou ons tiendes en ons offerhande na die skatkis gaan bring, Vader, seën die wat gee, en die wat nie kan gee nie, Here, weens watse omstandighede, seën hulle ook, Vader. Ons weet, dit gaan nie oor wat jy gee of hoeveel jy gee nie, maar dit gaan oor die hart wat gee. In die naam van Jesus sê ek dankie. Amen en amen. Nou ja, toe, dan gaan ek julle nooi om nou so te staan. Die ou wat voor jou en langs jou is, groet hom, en as jy so uitgeloop het, julle het nou gesien, wie steek hande op wat 'n bietjie nuut is en kom besoek. Kom groet die ou hier langs jou, en dan gooi julle tiendes en offerhande na die skatkis. Amen. If you wonder what now, but
hoe voel die vryheid vanoggend vir jou in die kerk? Ja. Amen. En jy's nie beperk nie, nê? So eintlik het ons geen verskoning om dieselfde te kan doen nie. Net om vry te wees. As ons daar op die paviljoene kan sit en ons skree vir Lafras as hy daar oor 'n hekkie spring en hardloop en ons juig as hy wen, kan ons dit vir ons koning ook doen. Amen. Kom ons vra Here, vul hierdie huis met die glorie. Vul die huis met die glorie. Vul die huis met die glorie. Vul die huis met die teenwoordigheid. Want alles is deur U en alles is tot U.
dat dit uit ons harte uitkom. En dat ons net vir U kan sê, Here, ons is lief vir U. U is ons begin, U is ons einde, U is ons alles, Here. My hart verlang, my siel begeer om U gesig te sien. Ek hoor my naam, Ek hoor my naam, U liefde roep, my diepe naam, die ware rus.
Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. O ja, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. U is so goed vir ons, Here. Vader, Here, om net hier te staan vanoggend. Here, besef ons, Here, hoe goed is U vir ons, Here. Vader, om vanoggend net rond te kyk en ons geliefdes om ons te sien. En dan besef ons net weer eens, Here. Vader, U is so goed vir ons, Here. Vader, ons is soveel voorregte, Here. Vader, ons staan vanoggend hier, Here, dalk met 'n vol maag, Here. Ons staan vanoggend, Here, met die keuse watter klere om aan te trek. Vader, en dan partykeer kom ons op 'n plek en ons dink, ons benodig so baie. Maar Here, vanoggend wil ek sê, U is so goed vir ons, Here. Here, as ek net vanoggend oor hierdie huis kyk en ek besef, Here, hoe U grootheid vanoggend uitstaan oor hierdie huis, Here. Vader, die voorreg om 'n klankstelsel te hê, Here, om krag te hê, Here, om lekker koel lig te hê wat op ons blaas. Here, U is so goed vir ons. Here, want hierdie is nie regte nie. Dis voorregte. Vader, en vanoggend wil ons dankie sê vir elke voorreg, Here. Ons wil vanoggend by U kom en sê, Here, dankie vir die een wat langs my staan, Here. Dankie vir die een wat agter my of voor my staan, Here. Dankie vir die wat ek nog kan bid, Here. Dankie vir die voorregte, Here. Want U is so goed, Here. U is so goed, Here. U is so goed, Here. Vader, ek bid vanoggend, Here. Vader, soos ons gesing het, Here, kom vul my met U Gees, Here. Dat die Heilige Gees ons vanoggend sal volmaak, Here. Dat ons vanoggend bewus sal wees, Here, van U teenwoordigheid. Here, dat ons vanoggend, Here, die gemaklikheid van die Heilige Gees sal ervaar. Here, dat ons vanoggend bewus sal wees, Here, nie van wie langs my staan nie, maar van wie se hand op my is, Here. Dankie dat U vanoggend, Here, ons uitnooi om te sê, kom na my toe. Kom na my toe. Here, dis al wat ons nodig het om te hoor vanoggend, Here, is om in gehoorsaamheid op die plek te wees om te sê, Here, ek hoor U stem, Here. Ek wil gehoorsaam wees, Here. Ek wil vanoggend, Here, wil ek opkyk en sê, dankie, Here, U is so goed vir my. Ek wil jou vanoggend vra, as jy werklik kan jou arms opsteek, wil ek hê jy moet dit doen omdat dit jou hart is, nie omdat ek vir jou sê vanoggend nie. Maar ek wil hê jy moet hoor wat ek jou vanoggend vra. Dat wanneer jy jou arms opsteek, dat jy net vir die Here sê, dankie, dat U so goed is vir my, dat ek vanoggend my arms kan oplig en al die eer aan U gee, Here. Want U is so goed vir my, Here. O, dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie, Here. Kabashatarabasitrobosien. Shitrobosien darabasharabasien. Dankie, Here Vader. O, dankie dat U die huis toemaak, Here. Dankie dat U Gees oorvat, Jesus. Dankie, Here. Amen, Jesus. O, in U naam, Here. In U naam, Here. Ons sing van U grootheid, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Oh, Jesus. Amen, Jesus. Oh, dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Yes, Jesus. Yes, Lord. Amen. Amen. Yes. Dankie, Here. 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 Dankie, Jesus. Dankie dat ons vanoggend, Here, net weer eens
voor U kan staan en sê, o Here, Vader, daar's niemand soos U nie. Here, dankie dat ons U al die eer kan gee vanoggend, Here. O Here, dankie Vader. Here, ek kom net op 'n plek en ek wil vanoggend, Here, wil ek sê, ek is jammer as ek nie genoeg dankie sê nie, Here. Vader, ek is jammer as ek dalk enigiets van selfsprekend aanvaar, Here. Maar vanoggend, Here, wil ons vir elke klein dingetjie, wil ons dankie sê, Here. Here, voorregte, Here. Voorregte, Here. O, Jesus. Vader, ek bid vanoggend, Here. Ek bid dat U die voorloper sal wees in die gees. Ek bid vanoggend, Here, dat U woord die hoogste gesag sal wees en niks anderste sal inkom nie, Here. Ek bid U soewereine wil oor hierdie huis. Ek bid, Vader, dat U harte en denke sal vernuwe vanoggend. Ek bid, Here, dat die Heilige Gees alleenlik die leiding sal vat. Here, niks van ons nie, maar alles van U is my gebed in Jesus naam. Amen, Jesus. Amen. Kom ons gee die Here 'n lekker lofoffer. Wow. Is dit nie awesome om net so in sy teenwoordigheid te wees nie? Ek dink baie keer aanvaar ons maar net baie goed. Baie keer kom ons op 'n plek en dit is so maklik om die woorde te gebruik en te sê, weet jy wat? God voorsien in moeilike tye. Maar jy sien, baie keer moet ons eers deur moeilike tye gaan om te besef wat moeilike tye is. Jy sien, wanneer iemand vir jou sê dat die Here sal voorsien in moeilike tye, is dit baie maklik om te hoor wat hulle sê, maar is dit 'n realiteit as jy nog nie in 'n moeilike tyd was nie? Nee. Jy sien, ek het een ding geleer, as ons fokus op wat mense vir ons sê, gaan jy 'n probleem hê. Want jy sien, mense kan jou so maklik van die pad laat afgaan. Mense kan jou so maklik op 'n plek bring waar jy net dink dis nie die moeite werd nie. Maar tog sê die woord van God dat ons fokus nie op die mens moet wees nie, maar op hom. Nou vra ek vanoggend net die vraag, hoekom is dit dat ons nog steeds fokus op die mens? Maar hierdie ou hou nie van my nie, maar daai persoon kyk nie eers nie, daai ou antwoord my nie eers terug nie. Ek wil vir jou sê, die mooiste Engelse woord wat daar is whatever. My vrou geniet daai woord soos vir baie soos ek nie. Maar weet jy wat? Ek het regtig nie 'n saak of jy my nou like of nie. Want die koning van alle konings love my. Hoekom is ons so gestel op hoe iemand na jou kyk? Jy moet bekommerd wees oor hoe die koning na jou kyk. Jy moet op die plek wees waar jy opgewonde is oor wat Vader van jou dink. Jy sien, ons almal lyk verskillend, want raai wat, ons almal het 'n verlede. Glo dit of nie? Party van ons se verlede is dalk minder nice as van die ander. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, dit maak nie saak nie. Jy sien, dit maak nie saak wat gister gebeur het nie. Dit maak saak wat jy vandag kies. Dit maak saak om vanoggend gehoorsaam te wees in die goeie tye. Want ek wil vir vanoggend sê, hierdie is goeie tye, want jy's in die huis van die Here. Maak nie saak hoe moeilik dit was om hier te kom nie, maar hierdie is wat uitstaan as die goeie tye. Want jy sien, terwyl jy in die teenwoordigheid van die Allerheiligste is, het jy net nodig om een ding te sê, Here, help my. Ek wil vanoggend vir jou sê, ek kan vir jou niks bied behalwe die woord van God nie. Verder het ek niks om te veroffer nie. Maar een uitroep,
Een woordjie om te sê, Here, ek het nodig om te verstaan wat moeilike tye werklik is. Kan ek gehoorsaam wees? Want ek wil vir jou volgens sê, partykeer is dit nogal 'n uitdaging om in goeie tye gehoorsaam te wees. Ek wil amper sê, dis moeiliker om in goeie tye gehoorsaam te wees as in moeilike tye. Want raai hoe het ons groot geword? As dit goed gaan, vergeet ons van alles wat ons ontvang. Maar as dit begin moeilik raak, ewe skielik bid ons 3 keer op 'n dag. Nie eers meer net 'n oggendgebedjie of 'n aand nie. Dis 3 keer op 'n dag. Here, ek verstaan nie hoekom nie. Al hierdie goed maak toe. Ek verstaan nie wat het ek verkeerd gedoen nie. Rarig? Verstaan jy rarig nie wat jy verkeerd gedoen het nie? Jy het eers besluit om so te maak. En wanneer jy terugtreë, beteken dit jy's 'n tree verder weg van jou Vader. Jy's 'n tree verder weg van jou deurbraak. Jy's 'n tree verder weg van die seën van God wat op jou moet rus. Al daai goed gebeur in 1 tree. Net 1 tree. Jy sien, dis waarom dit so belangrik is. Hoekom sê hy, kom na my toe, die wat bemoeid en belas is. Nou, wanneer ons hoor, kom na my toe, dan raai wat? Jy gaan na Vader toe. Dis vorentoe nie agtertoe nie. Maar om een of ander rede het ons op die plek gekom waar moeilike tye laat ons deur al die aksie gaan, maar ons loop nie vorentoe nie. Jy sien, die probleem vandag in kerke reg oor die wêreld is, ons het so gemaklik geraak, ons het nie eens besef, ons het gestagneer nie. Ek doen niks meer niets nie, ek gaan deur 'n patroon, raai wat, jy het gestagneer. Want as jy nie groei in die Here nie, dan staan jy stil, so wat het jy gedoen? Jy het gestagneer. Nou vra ons die vraag, Here, hoekom is dit dat ek nie gehoorsaam kan wees in moeilike tye nie? Hoekom is dit dat ek meer vrae het as antwoorde? Want ons het vergeet wat dit is om by die voete van Jesus te gaan lê en net te fokus op wat hy wil doen. Here, meer van U. Ek het nodig om te ervaar. Jy sien, die woord sê vir ons spesifiek wat ons moet doen, maar ons maak keuses buite die wil van God. Jy sien, die Bybel leer ons duidelik, God soek nie ons hande nie, maar hy soek ons harte. Ons dink om gehoorsaam te wees is wat ons doen. Jy kan alles doen in 'n kerk. Jy kan van die deurwagter af reg deur die badkamer skoonmaak en reg deur gaan. Jy het net 'n posisie, my vriend. Moenie dat daai posisie hier 'n posisie word nie. En ek praat teen geen ander kerk nie, hulle setup is anders as ons in 'n, maar dis waarom ek 'n vrees het vir daai trappies. Want weet jy wat, partykeer, soos jy met die trappies opgaan, begin jy jouself die hele tyd bo iemand anders te sit. Ek sê weer, ons struktuur hierso is baie gemaklik om dit so te kan doen. Ander plekke is nie. So nou nie as jy iemand sien wat op 'n platform is, nee. Kyk na die omstandighede. Maar ek het een ding besef, ek sal nooit vergeet nie. Ek het net so begin in die bediening en ek moet 'n begrafnis doen by 'n gemeente. En die ouens vat my op. Dit voel of jy halfpad hemel toe gaan, so hoog as jy. Nou staan ek op bo en dink ek, wat so kontak het ek met enigiemand? Dit voel of ek na niemand kan kyk nie. En ek sê, kan ek nie net hier voor staan nie? Hoe as jy regtig wil? Ek sê, ek sal eerder hier voor staan. Ek sê, ek het geestelike hoogtevrees. En ek sien die vroukie lag vir my, maar sy het nie verstaan wat ek vir haar sê nie. Maar jy sien, vir jare het ek 'n probleem gehad. Toe ek in die wêreld was, het ek altyd opgekyk en raai wat doen ons? Ons soek net foute. Ons kyk wat iemand verkeerd doen, wat hulle, want hoekom? Ons verstaan nie wat dit is om Vader in alle omstandighede net te volg nie. So raai wat raak hierdie stoele? Dit raak die lekkerste plek om te kyk wat hierdie ouens verkeerd doen. Of watter ou snaaks aangetrek het, of watter ou se make-up dalk anders te lyk as dit wat jy aangewoond is. Hoekom het daai ene soveel oorbelle? Hoekom het daai ene soveel dit? Hoekom nie?
Jy sien, ons almal verskil. En ek wil vir jou sê om gehoorsaam te wees in moeilike tye is baie keer 'n uitdaging. Jy sien, God kyk nie na wat ons vir hom bring nie. Hy kyk nie na ons offers nie. Hy kyk nie na die goed wat om dit gaan nie. En ek wil dit met baie respek sê, baie ouens dink, as hy ietsie hier kom ingooi het hy sy sonde weggekoop. Hier is net gehoorsaamheid aan dit wat hy vir ons leer in die woord. Dit het niks te doen met dit wat jy gedoen het nie. Jy sien, daar's net een plekkie, en hy sê dit so mooi in 1 Johannes 1:9, wat jy bely, sal ek jou van vrymaak en ek sal jou reinig van alle ongeregtigheid. 1 Johannes 1:9 sê dit vir ons baie duidelik. Bely. Nie aan mekaar nie. Nie aan jou prediker nie. Aan God. Jy sien, 'n belydenis wat jou kan vrymaak, kan alleenlik aan die koning gedoen word. Iemand kan saam met jou pad loop, iemand kan alles laat mooi klink, maar hulle kan niks wegvat nie. Net die Here kan. Hy sê in 1 Samuel 15 vers 22 in die ou vertaling, hy sê, daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. Nou ek hou van die NLV sê dit mooi, hy sê, wat verkies die Here? Brandoffers of gehoorsaamheid? Vraagteken. Gehoorsaamheid is beter as offers. Om te luister is beter as die vet van ramme. So raai wat, van kleins af leer ons wat? Maak oop jou ore. Is van die eerste goed wat ek onthou wat my ma vir my gesê het, want myne het nie lekker gewerk nie. So raai wat? Hè? Dit werk nog steeds nie. Ons mans het mos selektiewe gehoor. Prys die Here daarvoor. God soek gehoorsame harte. Hy sê in Spreuke 23:26 sê hy, my seun, gee my jou hart en laat jou oë 'n welgevalle hê in my weë. Nou hoor gou die NLV sê, my seun, maak jou hart vir my oop en volg my voorbeeld na. Kom aan, hoe moeilik kan dit wees? Hoe moeilik kan dit op 'n plek wees om net daar te wees om te sê, maak jou hart vir my oop en volg my voorbeeld na. Jy sien, dis wat God soek. Hy soek ons harte. Hy soek dat ons harte aan hom behoort. Hy soek dat ons hom volg, maak nie saak wat nie. Maak nie saak wat iemand vir jou sê, wat hulle van jou dink nie, dis wat God van jou dink. Jy sien, dis al wat saak maak, is die verhouding tussen my en God. Het jy geweet, mense kan in die begin nie van jou hou nie, maar hulle kan jou leer like. Dit is so. Min mense like my as hulle my ontmoet. Hulle moet my gewoonlik leer like. Hulle like my nie in die eerste ontmoeting of die tweede nie. Want weet jy wat, nêrens het die Here vir my gesê, ek moet gaan in 'n people pleaser wees nie. Nêrens het hy vir my gesê, ek moet net tiptoe om seker te maak dat almal okay is nie. Nee, God het my geleer dat jou ja is en jou nee. God het my geleer dat reg is en verkeerd is. Dis wat hy my geleer het. Hy het my geleer om regverdig te wees soos wie? Soos hy is. Ons wil so graag sê te wees soos Jesus. Ek wil vandag vra, van vanoggend dat jy opgestaan het tot nou, kan jy vir my sê dat jy daai gehoorsaamheid? Net in daai kort stukkie tot hier. Miskien het jy al vroeg opgestaan en jy het 'n langer run as van die ander ouens. Party ouens het dalk eers 8 uur opgestaan. Dit maak nie saak nie, maar ek wil vanoggend net vir jou dit vra. Is jy op die plek waar jy regtig kan sê, Here, ek het vanoggend opgestaan met hierdie hinkering te wees soos U. Nou as jy in 'n oggend dit nie kan doen nie, hoe doen jy dit dag vir dag?
Jy sien, ek wil vanoggend vir jou iets sê. Dis die moeilikste journey wat daar is, moet net nooit ophou nie. Ek gee nie om hoeveel keer ek fail deur die dag nie. Ek het nou die dag gesê, ek dink ek sê meer kere jammer as dankie. Want elke keer as ek iets laat uitkom, dan dink ek, "Jo, Here, dit was nou ek en nie U nie. Ek is jammer. Vader, help my. U sê ek moet dit en dit en dit. Hoekom doen ek dit nie? Want my fokus is nie op hom nie." Jy sien, is baie maklik om op 'n plek te kom en verander te sê jou fokus moet nie op mense wees nie. Ja, practice what you preach. Begin net eers by jouself. Jy sien, is so maklik om vir ander ouens te teach. Jy moet hierdie en doen jy dit. My lewe moet weerspieël van wie ek is in Jesus, nie my woorde nie. Jy sien, as jou woorde begin deur weergalm by ander, het jy klaar die toets gedryf. Maar as jou lewe by 'n ou afspeel en, ja, hoekom is daai ou so rustig as ek al hierdie goed vir hom sê en hy smile net, jammer. Wat jy sien, hy het daai oomblik gehad wat hy gesê het, Here, hou my rustig. Vader, laat U wil geskied. Jy sien, wanneer jy vra, dis tog wat hy sê, Johannes 14:14, wat jy vra in sy naam sal hy vir jou doen. Besef julle hoekom ek elke liewe Sondag Johannes 14:14 quoteer? Want as iemand net onthou wat Johannes 14:14 sê, besef jy as een persoon dit begin toepas, is daar klaar verandering. Maar dis omdat ons ophou. Ons doen nie meer goed in reputasie nie. Ons wil die hele tyd 'n mooi program aanbied. Ouens, daar's net een program en dis Jesus Christus. Daar's net een ding wat jy voor kan kom, is om te ontvang dit wat God in sy hand vir jou wil gee. As jy enigiets anders wou kom kry, jy by die verkeerde plek. En ek wil volgende vir jou sê, die een plek waar ek nie bang is om hierdie statement te maak nie, is dit hier om vir jou te sê, as jy nie kos kry nie, is jy op die verkeerde plek. Jy sien, jy gaan in, jaar uit. Ek hoor hoe ouens 30 jaar, 40 jaar in 'n gemeente is, maar hy het nooit gegroei nie. Hy het nooit woord ontvang nie. Dit kan ook wees dat jy net laks is. Ek moet net die ander opsie vir jou uitsit. Jy sien, want as jy laks is en jy woon niks by nie, gaan jy niks leer nie. Amen. As ek reg onthou, julle moet my sê of julle Bybels dit ook sê, maar die Bybel wat ek lees, sê dat ons onderlinge byeenkomste nie moet nalat nie. Ek wonder hoekom, sodat ons meer kan leer. Want jy sien, jy kry nie lering op 'n Sondag nie, jy ontvang net woord. Woord wat in jou lewe moet ingaan. Maar deur die week is daar sekere leringe wat uitgaan. En wanneer jy gaan sit en jy die leringe ontvang, wow, ek het nie dit geweet nie. Raai wat, jy kan daar tot vra. Sodat wanneer iets onduidelik is, dat jy duidelikheid kry. Hoekom het ons nodig om dit te verstaan? Want as die duidelikheid van die woord nie na jou toe kom nie, hoe kan jy sê jy's gehoorsaam in moeilike tye? Hoe kan jy op die plek kom dat jy die woord gaan verstaan om te sê, ek verstaan wat die woord vir my sê, ek verstaan hoekom en waarom? Nee, ons wil net lees en sê, as hierdie nie na my toe uitkom nie, hoekom sal dit na jou toe uitkom, as jy nie jouself oopstel na hom toe nie? Net 'n vraag. Jy sien, God soek nie perfekte mense nie. Hy soek onderdanige harte. Dis al wat hy soek. Ons wil so perfek wees. Elke ou dingetjie moet reg wees. Elke dingetjie moet gepolish wees. Ouens, daar's niks fout as jy oulik lyk nie. Party ouens kan soos 'n pikkewyn lyk en dit goed. My lyfie in 'n pikkewynsoet gaan nie goed lyk nie. Want as julle sien hoe sweet ek met 'n kort nou hemp, kan julle dink hoe gaan ek lyk as ek soos 'n pikkewyn aantrek. So elke ou het 'n ding, elke ou het 'n seisoen. En ek sê altyd, ek kan my verkyk aan iemand wat netjies, mooi gesoet en getaai is. Maar raai wat, omdat ek my verkyk daaraan, hoef ek dit nie te begeer nie. Want weer eens, ek wil net ietsie wat die Bybel sê, kom na my toe, net soos jy is. Het jy al na hom toe gegaan, net soos jy is,
Of probeer jy die hele tyd jouself of jou vriend verander? Jy sien, dis waar die probleem inkom. Ons kan nie in oorgawe daar uitkom nie, want ons wil die hele tyd, nee, ek moet eers dit, nee, gaan net na hom toe soos jy is. Wees net gehoorsaam. Gaan lê net by sy voete en sê, Here, hier is ek. Vader, as U wil hê dat sekere goed moet weggaan, vat dit weg. Here, as U sekere goed wil bysit, amen, ek het nodig om nuwe goed te kry. Jy sien, dis hoe jy koop word in die woord. Hoor gou. Ons lees hierdie skrif nou, ek dink al van Januarie af. Johannes 14:15. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Moeilike opdragte toets ons geloof. Ek wil gou vir jou vra. En ek wil jou 'n bietjie uitdaag. Ek wil graag hê jy moet jou hand oplig. Het jy God die Vader lief? Is almal se hande opgewees? Ok, nou wil ek jou vra, hoekom is dit dat jy dan nie sy gebooie gehoorsaam nie? Dis nie lekker nie, nee. Ek wil volgende vir jou sê, dis waarin ek myself meet. Waar jy is, ek kan net vir jou die woord gee. My vriend, en ek kan enige tyd saam met jou journey, maar dis al wat ek kan doen. Dis nie my werk om jou te oordeel nie. Dis nie my werk om vir jou te sê, jy moet so en so maak nie. Ek kan jou net lief hê, soos wat Jesus my lief het. En ek kan jou net die woord van God probeer verduidelik, soos wat hy het vir my oopmaak. Dis dit. Maar jy het nodig om vanoggend op die plek te kom en te sê, Here, ek het U lief met alles wat in my is. Dis waarom ek wil gehoorsaam wat hier binne is. Ek wil dit begin leef. Ek wil dit in die oggend, moet dit my ontbyt wees, dit moet my middagete wees, dit moet my aandete wees. En Here, as dit moontlik is, kan ek so bietjie na 8 bietjie snack op hom ook. Jy sien dit wat ons ouens nie meer moet doen nie. Maar wanneer dit hier kom, raai wat? Hy gee nie vir jou oortjies hier op die kant nie. Nee, hy gee vir jou volheid hier binne. Is dit nie wat ons nodig het nie? Om so bietjie te begin snack in die aand op dit wat ons lewe kan verander. Jy sien, wanneer jy die inhoud hier binne begin oopmaak en jy begin agterkom, Here, ek het hierdie nodig. Ouens vra altyd, ek weet nie wat om te bid nie, begin by jou psalms. My vriend, daar's niks lekkerer, begin by Psalm 1 en jy gaan sukkel om los te maak met Psalm 1. Want as jy eers begin verstaan wat jy bid, dan wil jy hom nog 'n keer bid en nog 'n keer bid. Here, hierdie is so 'n lekker Psalm. Daar's nog baie. Besef jy vir hoe lank het jy 'n gebed? Daar is nie 'n ding van ek kan nie. Here, gee my die wysheid om te verstaan wat U wil hê ek moet doen. Nie wat iemand wil hê nie, wat U wil hê. Dis hoe ek gehoorsaam word in moeilike tye. Wanneer jy begin gehoorsaam word aan die woord, wanneer jy sy gebooie gehoorsaam, wanneer jy hom liefhet met alles wat in jou is, en wanneer jy op die plek is, wat jy nie jou kop breek, of iemand jou like of nie like nie. Jy sien, dis wanneer jy daai ou mooi woordjie net vir hom kan sê, whatever buddy, hou net verby. As jy my nie like, okay. Ek sê baie keer vir ouens, jy weet, jy moet jouself tog nie so laat goed voel en dink, omdat jy my nie like nie, gaan ek 'n slaaplose nag hê nie. Miskien like ek jou ook nie. Imagine dit. Ons breek ons kop so, hè? My vrou sê 'n mooi ding. Ons moet almal lief hê, maar ons hoef nie almal te like nie. Ons breek ons kop baie keer oor die kleinste goedjies. Dis nie nodig nie. Ons moet gefokus op wees op wie hy is. Ons moet gefokus wees op wat God vir ons kan doen. Ons moet gefokus wees op die deurbrake. Ons moet gefokus wees op ons gehoorsaamheid in die goeie en die moeilike. Want kom ek sê jou, in moeilike tye kan dit taaf raak. Want jy sien, in moeilike tye wil ons graag vra en ons wil sien. En dit werk nie altyd so nie, want jy sien, God se tyd is nie ons tyd nie. Hy leer ons tog dat 'n dag soos 1000 jaar is.
en 1000 jaar soos 'n dag. Ek is jammer, ek lag altyd as ek daai dink, want dan dink ek, Here, is ek nou op 900 dae of waar is ek? Want Jesusie, dit is lankal nie meer 'n dag nie. Maar jy sien, maar dit is nog nie sy seisoen nie. Hy gaan aan en dan, hier is vir my eintlik die mooiste. God se opdragte is nie altyd maklik of logies nie. As ons kyk na Abraham moes Isak offer, Noag moes 'n ark bou sonder reën. Petrus moes weer die nette uitgooi nadat hy niks gevang het nie. Kom aan, dis net 3 voorbeelde, daar's baie. Maar ek wil gou net stil staan en Dwayne het dit so mooi opgebreek. Waar hy oor hierdie gepraat het en ek dink partykeer het ons 'n geneigtheid om te hoor maar nie te luister nie. Of ons luister maar ons hoor nie. Ek weet nie hoe wil jy dit draai nie, maar dat ons skuldig is aan albei, ek dink ons is. Want Abraham moes vir Isak offer en dink ek, Here, gaan ons dit kan doen? En moet jouself tog nie so heilig hou om te sê ja nie. Want ek wil vandag vir jou sê, as jy nie 'n ouer is nie, dan dit maak nie sin of jy 'n ouer of nie 'n ouer is nie. Dit hoef net iemand te wees wat naby aan jou is en dit raak al klaar uitdaging. Noag moes 'n ark bou sonder reën. Ek wil vir julle sê, hierdie is nie 'n klein roeibootjie gewees nie. Want ons weet wat alles in die ark ingegaan het. Ons weet hoe lank hy aan hierdie ark gebou het. Ons weet hoe daar met hom 'n bespotting gemaak is, want is hierdie ou van sy kop af om hierdie verskriklike ding te bou en is nie water naby hom nie. Jy sien, klink dit bekend? Petrus moes weer die nette uitgooi na daar niks was nie. Jy sien, in gehoorsaamheid het hulle hele storielyn verander. Net gehoorsaamheid, dis al. Jy sien, gehoorsaamheid verander jou hele storie. Gehoorsaam verander jou omstandighede. Wanneer jy in gehoorsaamheid is, wil ek vir jou sê, die moeilike tye gaan nie bepaal wie jy is nie, jou gehoorsaamheid gaan. Want wanneer jy gehoorsaam is aan die klein goedjies, sal God jou deurdra, dat wanneer dit in groter dinge is, gaan jy dit nie eens besef nie. Jy moet net sy hand vashou. Jy sien, weet julle waar kom die probleem in? Ons los sy hand. Wanneer ons sy hand los, verloor ons die fokus. Dis wat gebeur. En ek sê dit want ek weet ek raai pad al baie geloop. Ons almal is net vlees en bloed. Ons almal het goeie en slegte eienskappe. Ons almal was al op 'n plek waar ons gesê het, Here, hoekom het ek vir 'n oomblik my oë van U afgehaal? Ek wil vanoggend vir jou sê, hou op jou kop breek oor dit wat jy verkeerd gedoen het. Oor die kere wat jy jou oë afgehaal het. Want jy sien, dis om een of ander rede al wat mense na kyk, en is al wat mense onthou. Wat sê ons vir hulle? Whatever. Ouens, moenie dat dit bepaal wie jy is nie. Jou gehoorsaamheid moet skoon en suiwer wees, in goeie en slegte tye. Hierdie wat jy uitroep na God toe, is wat bepaal wie op die einde van die dag is. Here, Vader, ek het U nodig. Ek het nie mense nodig om vir my te sê, ag, jy's okay nie, want weet jy, hulle weet nie wat hier binne is nie. Jy sien, ons staan met glimlagte, want ons steek ons seer weg. So almal dink ons is okay. Kom ons wees gou eerlik. Hoeveel ouens kan vandag met eerlikheid, net hierso, in die huis van die Here, met alle eerlikheid sê, jy's regtig okay. Hoeveel goed steek ons weg? Nie vir die Here nie, vir mekaar. Ek het die een ding geleer, dat al is jy hoe lief vir jou vrou, en jou vrou hoe lief vir jou, daar's sekere goed wat jy amper half te trots is om vir hulle te sê, want jy dink hulle gaan minder van jou dink, of hulle gaan snaaks na jou kyk. Ek wil vir jou sê, dis nie hoe God werk nie. Dis waarom dit maklik is om hom te gehoorsaam in moeilike tye. Want hy kyk na jou toe, of jy
in 'n goeie plek en of jy in 'n slegte plek is. En hy staan so, kom na my toe. Dis al wat hy wil hê, is dat ek en jy in gehoorsaamheid moet opstaan en sê, dankie Here. Ek is op pad na U toe. Weet jy wat, en as hy jou embrace, maak nie saak hoe groot die storm is nie, maar die God wat ek aanbid, maak storm stil. Jy sien, jy het nog net nie oorgegee dat hy die storm kan stil maak nie. Want jy sien, jy kan nie vra, maak die storm stil en jy's besig om allerhande goed te skuif nie. Hoe kan hy doen waar jy hom vooruitloop? Jy sien, wanneer jy vra, Here, maak my storm stil, moet jy stil staan. Okay, Here. Vader, U is die leidsman, so ek volg U. Dit wat U wil doen, doen dit. Want weet jy wat? As hy alles stil gemaak het, gaan hy my by my hand vat. En hy gaan sê, kom. Dis al wat ons nodig het. Maar hy wag. En hy kyk of ons gehoorsaam genoeg is om te staan. As julle inkom by die kerk, sien julle die huis is op die rots. Hy het jou voete op die rots geplaas. Moenie toelaat dat Satan jou voete van die rots afhaal nie. Moenie toelaat dat die leuns van hierdie wêreld jou in die sand gaan laat staan en dink, nee, weet jy wat, ek is nie goed genoeg nie. Jy's 'n koningskind geskape na die beeld van ons Vader. So weet jy wat? Hy sê hy het ons buitengewoon geskape. Ongelukkig, omdat ons in ongehoorsaamheid is, tree ons nie buitengewoon op nie. Hallo? Dis nie een van daai wat jy of amen of eina sê. Maar wanneer jy in gehoorsaamheid is, weet jy, Vader, ek is in oorwinning. Dankie. Ek wil begin afsluit. Jy sien, geloof word nie getoets wanneer dinge maklik is nie. Nooit nie. Maar hoor hierso, wanneer God vra, sal jy my vertrou? Dis waar die uitdaging kom. Sal jy my vertrou? Nie sal jy jou eie plannetjies maak nie. Nee. Sal jy my vertrou? Dis waar die uitdaging kom. 2 Korintiërs 5:7 sê, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Wat is die grootste probleem vandag? Is dis al wat ons doen? Ons kyk wie is. Nee, ek is okay. Dink jy regtig jy's okay? As jy nie oortuiging in jou hart het nie, wil ek vir jou sê, jy's nie okay nie. Punt. Ek weet nie wat jou storieetjie is nie, maar ek het die een ding besef, as jy die woord van God lewend maak in jou lewe, kan jy net sê jy's okay, as jy die oortuiging van die Heilige Gees het. Dis al wanneer jy okay is. Dis al wanneer jy op 'n plek is waar jy sê, Here, dankie, ek weet, ek hoef nie bekommerd te wees nie, my voete is op die rots. Maar andersins is daar probleme wat wag. Volle gehoorsaamheid bring die volgende 3 punte: innerlike vrede, geestelike rus en goddelike seën. Dis wat gehoorsaamheid vir jou bring. Ek wil volgende vir jou vra, het jy innerlike vrede? Het jy geestelike rus? En het jy goddelike seën? Ervaar jy goddelike seën? Want dis wat volle gehoorsaamheid vir jou bring. Hy sê in Psalm 119 en 165, die wat U wet liefhet, het groot vrede, en vir hulle is daar geen struikelblok nie. Kan jy dit glo? Die wat U wet, dis God se wet, liefhet, het groot vrede. En vir hulle, as met julle toesing, as ek die woord net so bietjie kan draai, en vir ons is daar geen struikelblokke nie. So as ons
die wet liefhet, het ons groot vrede en ons het geen struikelblokke nie. Imagine dit. Kom aan. Dink gou vir 'n oomblik, geen struikelblokke nie. Ek weet nie van jou nie, maar partykeer voel dit of ek op 'n obstacle course is. Dis erg genoeg as ons ry, dat ons die hele tyd op 'n obstacle course met al ons potholes is. Maar hoeveel van ons se geestelike paaie lyk ook so? Weet ek hoor 'n mooi ding nou die dag, hulle sê, dis nie meer dronk ouens wat so ry nie. As jy weet, 'n ou is dronk, dan ry hy reguit. Want hy sien nie die gate nie. Hoeveel van ons doen dit in die gees? Hoeveel van ons is op hierdie pas, ons ervaar nie eers as daar slaggate is nie. Ons aanvaar nie eers wanneer daar besig is om dinge, is besig om uitmekaar uit te val en al wat ons wil net cruise van, nee, ek is okay. Want almal sê ek is okay. Jy sien, jy kan dit net ontvang, die rus en vrede by God. Wanneer jy die seën van God oor jou lewe ervaar. Dis waar die verskil kom. Die wat U liefhet, het groot vrede. En vir hulle is daar geen struikelblok nie. Nou ek wil graag afsluit net met hierdie skrif. Lukas 6:46 sê, waarom noem julle my dan Here, as julle my nie gehoorsaam nie? Ouens, ek wil met alles in my vandag sê, Vader kan nooit jou spaarwiel wees nie. Hy kan nie 'n uitroep wees wanneer ons nie weet wat om te doen nie. As ons op 'n plek kom, wil ons met oortuiging kan uitroep na hom. Ek wil nooit op 'n plek wees waar hierdie skrif 'n realiteit in my lewe raak nie. Nooit. Want jy sien, die uitdaging is net te groot. Ek wil op die plek wees waar ek net sal weet, Here, ek weet wat U vra. Sal jy my gehoorsaam? Ja, Here, ek sal U gehoorsaam. Jy sien, daai gehoorsaamheid is nie altyd maklik nie. Daai gehoorsaamheid kom nie met smooth sailing nie. Dit doen nie. Partykeer kom dit ge-issue met 'n obstacle course. Maar ek wil gou vir jou sê, Romeine 8:31 sê, as God vir jou is. Nou hoor gou so, ek love die NLW, hy sê, wie sal waag om teen jou te wees? Jy sien, partykeer kom staan die vyand voor ons, breë borsie en dink hy gaan jou intimideer. En dis wanneer jy opkyk en sê, Here, maar U woord sê vir my, wat in gehoorsaamheid leef, dat as U vir my is, wie sal waag om teen my te wees? Het jy al die wêreld aangevat met die woord? Of is dit met jou woorde? Kom ek sê vir jou, as jy 'n ou heeltemal wil uitbal, is wanneer hy na jou toe kom met die wêreld, gee hom Jesus. En as ek vir jou sê, gee hom Jesus, beteken dit hierdie. Hierdie is Jesus. Jy sien, te veel mense loop met die gedagte dat ouens loop so rond. Ek wil vir jou een ding sê, as jy met die Bybel onder die arm loop, het jy geen voordeel op enige iemand nie. Want die Bybel kan vir jou niks doen onder jou arm nie. 'n Bybel kan net iets doen as hy oop is. 'n Bybel kan net iets doen as jy die inhoud daarvan leef. 'n Bybel kan net kragtig wees en 'n tweesnydende swaard as jy hom gebruik as 'n tweesnydende swaard. En weet jy wat interessant is? Baie ouens kyk na die tweesnydende swaard. Nou ek weet nie, sien julle twee skerp kante as ek hom so hou? Nee, maar raai wat? As ek hom so hou, het hy twee skerp kante. So 'n tweesnydende swaard kan net gebruik word as hy oop is. Jy sien, ons dink omdat ons in hierdie natuur vasgevang is. Ons moet die swaard in ons hande en ons moet op die battlefield wees en ons moet rondhardloop. Nee. Wie veg jou battles?
Ek weet nie van jou nie, maar my Vader doen myne. Al wat hy wil hê is dat ek my swaard moet oop hê en dat ek moet weet hoe hy werk. Het jy geweet jy kan 'n swaard hê en jy kan geen idee hê hoe om hom te werk nie. Almal dink as hy 'n swaard so kan vashou, hy kan sword fight. Ek het as 'n seentjie het ek die 3 musketiers gelove. Dis nou nie hierdie nuwe 3 musketiers wat nou so vervelig is nie. Hey, daai man het nog sulke lang vere in hulle hoede gehad. En dit was 'n trots om met daai swaard al daai goed te kon doen. So raai wat, as seentjies was alles jou swaard, of dit 'n stok of wat is, maar ons het altyd gesword fight. En my vingers het altyd die bewys daarvan gehad. Want my boetie het presies geweet waar om te slaan, wat ek nie een keer beskerm nie. Want ek wil nie hê dat hy my raak nie, so raai wat doen hy? Hy slat net op die hendel. En as ek so maak, gewoonlik, dan kry ek die noodlottige. Is dit nie wat ons ook doen nie? Omdat ons die swaard nie ken nie. Omdat ons nie toegemaak is nie. Omdat ons die wapenrusting nie aangetrek het nie. Het ons op 'n plek gekom waar ons ontbloot is op areas waar ons gedink het nie belangrik is nie. As jou hand nie daar is nie, kan jy iets nie afkeer nie. Elke area wat God geskaap het, van jou kroontjie tot jou toontjie, maak saak, is belangrik, is toegemaak onder die seën van die Here. Kom ons sluit ons oë. Vader, ek wil vandag dankie sê, Here. Here, dankie vir u grootheid, Here, dankie vir u liefde. Here, dankie vir genade, onbeskryflik groot. Here, dankie dat ons voorregte het, Here. Daar's so baie mense wat nie voorregte het nie. Maak nie saak hoe groot of hoe klein nie. Net om 'n voorreg te kan hê, sê ons dankie. Vader, en dis waarom, Here, wat ek het nie vir oggend wil afsluit net met 'n gebed nie, Here. Ek wil vir oggend afsluit met hierdie lied van die seën, Here. Vader, dat ons kan uitstap wetend, Here, dat dit u seën is wat op ons rus. Dat dit u seën is wat ons toemaak. Nie net ons nie, maar ons kinders se kinders se kinders, Here. Vader, dat ons staan in dit, Here. Dat ons gehoorsaam sal wees in dit, Here. Dat ons dit vandag sal embrace en vand, wetend. Ons ontvang dit uit u hand. In Jesus naam. Amen. Ons sit net so en ons ontvang dit.
sy guns